Hi, goeienaand kijkers. Ja, ons is weer hier. Een live episode wat ons het. Ons het goed gedink om vanavond een beetje live te gaan. Ik is hier samen met Trevor. Trevor, welkom man. Welkom op je show. Jason, baie dankie, maat. Ja. Hoop dit 'n goeie naweek gehad. Ja, nee man, die naweek was lekker. Hoe was jouw naweek? Allemaal right geweest? Baie rustig, my naweek was baie rustig geweest. So ons lewe, ons is fris en gezond. Ons staan nou weer op die einde van die naweek. So ons maak alweer reg vir die nuwe week wat kom. Voor, ja, koude naweekie, begin met zonskijn. Yes. Later, op Saterdag in. Toen die reentje gekomen in de winter. Koude naweekie, maar man moet maar dankbaar wees voor die reen. Ja. Voor die reen wat die val. Ek dink ons het die reën nodig vir al hier by ons in die streek. Alhoewel ons nou paar weke terug die groot hailstorm gehad het. Ons vir voorbereiding, ek dink ons winter begin eintlik lekker vroeg. Ja, Trevor, en daar is ook een paar velden wat ik denk wat die watertjies nodig het. Tamelijk, ek dink as ons nou praat van 'n paar velde wat water nodig het, dan praat ons nou hier die berg as ons kyk daar by La Place en ek dink daarso is Saliwys daai watertjies verwelkom daar. Ja, nee, definitief die water is maskaal aan die woelie. Maar ja, kykers, ons is vanavond op 'n live episode. So as jy 'n comment het, los 'n comment. Ons sal later 'n bietjie comments ook vat. Iets te sê het oor die naweekse rugby. Die man is maar dis daar bang vir results te gee en even features ook. Ek weet nie waarvoor die manne weglê nie. Ek meen dit is nog friendlies. So jy kan hom regtig nou al bang wees om jou friendly results. Alles jy nou verloor. Yes. Maak dit nou nie saakie want hulle sê mos nou ons kan nie te veel skryf in friendlies so. Dit is maar nou net 'n voorbereiding van die ligas. Ja. So ek weet nie waarvoor die manne bang of skaam is of die manne voorgesê word jong, jy sê nie ja, die manne lag man uitsien dit. Dit kan moontlik wees. Ja, maar ja, Trevor, ons gaan begin met die program. En eerste altyd op die program is maar die gedagte vir die week wat voor lê. En die week se gedagte kom uit Prediker 3 vanaf vers 1. Die opskrif is daar: elke ding het sy tyd soos God dit bepaal. Ek gaan die eerste versie lees: alles het sy bepaalde uur. Vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Baie powerful, Trevor. Ek dink in daaglikse lewe waar man maar baie uitdagings ondervind. En dinge moet 'n man ook vrede vind daarin dat alles het maar sy tyd. Goeie tye of slegte tye. Yes, Rabbi en wat ek altyd uit daai skrif uit vir myself vat is dat daai skrif sê eintlik vir my vertrou die proses. Yes. Baie kere raak 'n mens so hastig, jy maak 'n voorbeeld, sy sit nou sonder werk. Yes. Maar sy is nou al 2 jaar sonder werk. En sy het nou al oral CV's ingegooi en sy het nou al oral het sy nou al probeer die kant toe en so toe. En nou kom dit mos maar omdat ons vlees is. Yes. Kom dit mos maar nou dat sy begin raak hastig, sy begin raak ongeduldig, sy begin cross question, is ek goed genoeg en al die 110 goed. Terwyl die Bybel sê vertrou die proses. Alles het sy bepaalde tyd. So met die bepaalde tyd, wanneer dinge vir jou in plek val, gaan dit wees soos die skrif sê, wat die oog nog nie gesien het nie, wat die oor nog nie gehoor het nie, wat by die hart van die mens nog nie opgekom het nie. Dan sal dit so wees, dat sal wees soos iemand, jy sal wees soos iemand wat droom, as die Here vir jou na daai bepaalde tyd, soos as jy verder gaan in hy skrif Rabbi, dan kan jy sien, hy sê, daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te ween, daar's 'n tyd om gelukkig te wees. So alles gebeur met 'n sekere rede, maar alles het sy bepaalde tyd. So binne in die bepaalde tyd moet ons die proses vertrou. Want ons moet onthou is amper soos in die landbou. As ons vandag 'n boom plant, gaan daai boom nie volgende jaar vir jou vrugte gee nie. Jy gaan gaan jy 6-7 jaar moet wag voor daai boom se eerste vrugte gee. Maar die onkostes wat jy moet aangaan om daai boom te laat groei, om vrugte te gee, gaan vir jou baie kos. Maar by ouderdom van die dag het jy die proses vertrou en op daai boom se bepaalde tyd sal hy vir jou vrugte gee, dit wat jy ingesit het. Ja, hy so reine waarheid Trevor en dan kan 'n man sê dan is die wag en moeite werd. Vir die vrugte. Want onthou sekere dinge vat 'n bietjie langer. Maar dan is dit die moeite werd op die ouderdom van die dag as jy die vrugte daarvan pluk. So
vir die kijkers en vir al die rugby spelers wat miskien sit met besierings man. Yes. Manne raak bietjie mismoedig. Hoekom vat dit so lank om aan die gang te kom? Yes, of yes. miskien 'n klub wat sukkel, verstaan? Yes. En dinge wil net nie gebeur nie. Yes. Maar hier sê die skrif vir ons, alles het sy bepaalde tyd. Yes. Soos Trevor nou gesê het, vertrou net die proses, trust Yes. die proses en vertrou op die Here, jy weet, want dan gaan dit die moeite werd wees. Die Here sal jou nooit alleen laat. Nooit alleen laat. Nooit alleen laat. So ja, daai is ons gedagte vir die week wat voor lê. Moenie mismoedig raak nie man. Alles het sy bepaalde tyd onder hierdie son. En as jy alles aanpak met die Here, dan gaan dinge vir jou die moeite werd wees. Maar ja, weer terug by die rugby. Trevor, so 'n paar friendlies gehad en die mense maar die manne wil in 'n reg hulle friendlies bekend maak. Hulle speel maar friendlies hier so in die stilte. Maar ja, Trevor, ek verneem daar was 'n paar friendlies gewees en ons het 'n paar games results wat ons daar gekry het. Trevor, kan jy met ons deel? Ja, Rabi, ek weet nie, die manne is maar 'n bietjie skiet deesdae, maar definitief sal ons die results hê. Die kan maar nou weggekruip het, die kan maar nou weg lê. Ja. Definitief sal ons van die 7de Maart se results af sal ons kry. So jy kan nou maar nou weghou, jy kan nou maar nou wegsteek, dit maak nie saak nie, jy kan maar Woensdag aand ook speel. Yes. Maar ons sal hom kry. So ja, daar was die naweek so bietjie sport aan gewees. Results wat ons gekry het, en ek is nog as iewers word daar iets reg gedoen. Ja. Gesê dat is daar by die Guptas. Ja. Beter bekend as Red Roses. Red Roses. So die manne sê ek moet die manne het my laas week Abi Bella by wat skoue koffie Barbarians. Yes. En die manne my vreeslik daar onder klats gehad, die ouens van die Red Roses. Van die Guptas. Ja, toe hulle my vreeslik daar sê ek moet 'n bietjie stadig met die Gupta gedagte. Sê ek weet nou nie, maar daai man wat ek daar gekry het, daai man praat groot. So ek moet 'n Gupta. Daar is 'n Gupta. Ek moet hom toe later vir 'n jong man, hy nie sê al wie Gupta nie. Hy wil ook aanwees. Hy wil ook aanwees, maar hy weet van iets. Yes. So maar Red Roses wat daar gespeel het, onder parretjies vlei teen Langrivier. Seker ook 'n goeie game geweest. Man, ek volgens die results nog nie self daar gewees nie, maar volgens my, dis hoekom ek sê, lyk my daar's dinge besig om te gebeur daar in die Rooskamp, daar in die Gupta kamp, so en soos ek verneem het, is daar nog heel wat ouens op pad daar na die Guptas toe. Yes. So ja, maar is daar plek vir almal? Ek weet nou nie wat hy man nou twee spanne, want ek het gesien iewers op die lok, as daar een naweek wat Red Roses teen twee verskillende spanne speel. Ja, so moontlik as hulle besig met 'n tweede Red Roses 2 of Gupta 2 of something like that sien. So Red Roses wat daar as oorwinnaars uit daai stryd het tree 32-18 oor Langrivier. 32-8. En hulle gaan nou mekaar deur. Red Roses is nou nie gemeenskapskuld. So as dit sy's in Rabia as 'n mens moet vra. Dat ek weet die ligas moet nog begin. Maar as dit dalk die boodskap wat Red Roses gehoop het om die tyd van die jaar uit te stuur aan die streek, die gemeenskapsskuldspanne daar buitekant. Trevor, ek dink dit is eintlik 'n goeie boodskap wat hulle wil uitgestuur het en hulle het nou gewerk vir hulle. Nie in die sin dat almal het nou gesien laas jaar hoe het Red Roses gevorder in die streek daar. Mense het nog gepraat en dinge gehoor. Precies, hulle het nog gehoor hoe swak was Red Roses en al die dinge. Maar die boodskap wat hulle nou die naweek uitgestuur het, is net om vir die gemeenskapsskuldspanne te sê, man, kyk, vergeet van die verlede. Daai Red Roses wat julle laas jaar gesien het, moet julle gaan te wagte wees. Ja. Maar ek sal nog interessant wees om te hoor wat ze Beren Kamfer daarvan Langrivier. Die ou gooi al die so Engelse stukkie op maandag na die game so. Het sal nogal interessant wees om te hoor wat daar gebeur het, want soos ek nou verstaan het, Trevor,
trek je scheidsrechter in die zaal aan. Ik weet niet of Nee, het maar nog goed is. soos die ou nou die dag daar gesê dat daar die ou wat nou het glo daar teen 'n game wat langer vir gespeel het teen ODB. Hy weet nie ook nie. Die ou toe daar gesê maar hy was vlagman gewees en na daai 3 of daai reversal van daai 3 het die ou sommer maar die vlag los en huis toe geloop. Maar so hy toe sommer soos ek toe kan afneem Rabbi het terwyl die ou nou moet die bal hardop die vleuel moet die bal hardop. En hy hardop nou agterna en die skeidsregter bring hom nou terug na daar waar die skeidsregter nou sê die ou het uitgetrap. Yes. En hy sou met die vlag net daar neergesit aan die ou se verduideliking. Yes. En die ou het net geloop, hy is toe son om iets te sê. So ja, maar ik wil ook bij zeggen, het gaat een beetje ver geweest om hij te lopen van de Ike af, maar de uittelling. ja, dat Maar ja, is een goeie result voor Red Roses. ja, maar Rabbi, as ons kyk na Red Roses se friendlies, né? Ja. Onthou hulle het baie goed gedoen in hulle pre-season friendlies. Yes. So kan dit moontlik wees dat as hulle nou met daai momentum oorgaan en die nuwe aanwinste wat hulle gekry het, ek sal nie sê nuwe aanwinste, nuwe ou aanwinste, Ja. want dit is ouens wat van die Ike afgegaan het, wat weer teruggekom het en wat nou hopelik moontlik bereid is om weer te sê okay, maar ons is weer bereid om die klub weer te help uit die laagte uit. Ja. So ons ek hoop en glo vertrou dat goed gaan. ja, dat die Roos dat hy hom nou nie te veel spelers nou op zijn en op die ouders van die dag ons weet mos maar hoe werk die ding in die bokveld. Ja, Ongelukkig werk dit so as die ouens dan begin die gemounery en die gegraumery en hy tipe goed. So ons hoop en bid maar dit gaan nie die geval wees daar dat hulle moet 80 spelers sit nie. Ja, nee, maar dan moet hulle maar Maar die manier hoe hulle gesign het, moet hulle maar dan moet Rosendal maar begin. As hulle 80 het, moet hulle Rosendal begin of Slagboom. Ja, maar die probleem is Rosendal kan nie begin op Slagboom nie. Dan gaan die ander manne wees. Los maar hy saakie vir 'n ander dag. Dan gaan ons verder. Dan kom ons 'n bietjie af hier na Bella Vista se kant toe waar Young Goodops en Young Eagles jarelang goeie vriende. Jarelang teen mekaar gespeel. Het daar mekaar gepak in Bella Vista. Met 'n telling wat nog as vir my baie verbasend is. As ek vat Rabbi Young Goodops se laaste kwarte vir die jaar van die ligas. Het Young Goodops verbaas. Ja, nee. Onthou Young Goodops was een van die spanne gewees wat 'n mens voorspel het omdat hulle die vorige jaar het hulle sudden death of het hulle die dood in die streekiedag versak gemeenskapskant toe net as gevolg van Doornkraal wat moes nog opgestaan en 'n mens in hulle het amper begin en sê maar half jaar 3/4 van die jaar het hulle 75% van die jaar het hulle gespeel asof hulle op pad terug is gemeenskapskant toe. En die laaste kwart van die ligas het daai mense nog as regtig kon verbaas. So hulle ek weet hulle het Paardekloof gewen, hulle het ODB gewen. Ek het self daai game gekyk hier onder in die Rooikamp wat hulle by Mop gespeel het. So dit is nog as verbasend, maar as ek nou kyk na die results en 'n mens sou sê dat okay, alhoewel baie spanne stadig begin. Nee, so mense sê okay, Blou het nou Young Goodops het nou al 'n paar wedstryde friendlies agter die rug. So hulle behoort nou hulle structures te begin hê. En Eagles was deel van die 4 nasie, so hulle het ook nou al hulle structures. So maar die telling wat is nog as vir my verbasend. So iewers sê iets vir my dat aan die kant van Young Eagles ek het dit 'n paar weke terug gesê en ek gaan dit weer noem, dit maak my excited om te sien waartoe Eagles beweeg. En dit maak my opgewonde om te weet, okay, die ouens begin toets nou hulle diepte. Want die telling was gewees 33-31 aan die kant van Young Goodops. So en dit was in Bella Vista gewees. So dit is 'n baie close call. Ons praat van 2 punte verskil. Ja, nee, definitief. 'n man moet eintlik Eagles hoe kan ek sê die bestuur en die coaching staff. Die mense wat in charge is van Eagles. Management team, Ja, die management team van Eagles moet 'n man 'n plempie op die skouer gee. Want die mense doen iets reg daar by Eagles. Die mense sal nou seker sê maar ons bly nou met 'n Young Eagles en 'n Young Eagles. Maar hulle doen iets reg daar en ek meen om so close 'n game so close te verloor. Ook is nou friendly maar op teen 'n streekspan op sy tuisveld. Wel vir my sê dat
iets word reg gedoen en die speler se mindset. Want onthou as 'n speler se mindset nie gaan reg wees nie, dan kan hy maar wat 'n hoop talent het en of jy kan maar wat 'n management het of wat ook al maar so as jy nie wat 'n goeie coach is, nie kan die speler se mindset reg kry om in te koop by die plan. By die plan, yes. Gaan jy sukkel. Yes, Maar man kan sien ons hou nou al die Young Eagles nou al die hele 4 nasies dop. Definitief ja. Van laas jaar af. Reg baie improvement. Ja, Young Good Hopes ook hulle het die wen gekry. Nie dat 'n man gewag het hulle moet 'n wegrol oorwinning het oor Eagles en Eagles is 'n goeie span. Maar ook ons was nog nie daar nie. Maar ja, vir hulle 'n goeie wen. Hulle gaan in die liga in met 'n wen, sterk in die lug, vol confidence. So 'n man sal maar nou net sien wat 7 Maart inhou. Of hierdie resultaat miskien gehelp het. Dit is altyd die probleem as jy van 'n wen afkom en jy is te oud. In jou ligas aangaan en jy kry nou een van daai ouens wie se chunk jy nog nooit maklik kan afgetrap het of nog nie afgetrap het nie. Nou kon trap hy jou chunk af. So daai is altyd maar moeilike saak. Ja, daai is altyd die ander een ja. Rabbi en dan daai is gou sommer weer voor ons nou verder gaan. Nooit gedag in Bulldogs. Nee, ek weet sommer nooit die dinge gevat of hoe. Nooit gedag in Bulldogs nogals. Kyk, Rabbi, ja, nooit gedag het nou een gevat, maar interessant man, Bulldogs wat vir my regtig net iets anders is man. Sy eerste jaar onthou, Doringkraal het wanneer laas. Ja. Wat ek van kan onthou. Nee, kan ook nie. Hulle rugbyspan op hulle eie gehad het. Ja. Ek weet van hy ons het maar altyd ingeskakel, Paardekloof, Vastrap en daai het toe Rosendal nog 'n span gehad. Dis waar daai ouens in die Eike. Dis waar daai ouens maar daar wil hy ons ingeskakel het. Johnny Messele ja, ou plaas ja. Maar Bulldogs wat nogals vir my vir die jaar het Bulldogs 'n paar wenne gehad. Ja, ek dink so 5 of 4 wenne gehad. Ja. Wedstryd van verlede jaar wat my nogals verbaas het van Bulldogs dat hulle gekeer het dat Miracles daar aan die kant op Doringkraal. Nee, hulle het die bonus opgetel daar nie. Hulle het die bonus daar opgetel nie, want ek weet daai game was vir my die verbasende game gewees. Wat ek het daai ouens in hemel het gekry daar aan Miracles ouens sê, maar hulle het die bonus daar opgetel nie. So dit is nog as vir my verbasend om te sien, om te weet, maar ek sal dit tog nog as my werk doen hierdie season. Om uit te gaan en te gaan kyk wat reg daar besig is om te gebeur sodat 'n mens kan close het. Okay, dit is hoe dinge werk en dit is waartoe die ouens werk. Maar nooit gedag wat ek weet wat nie ek het gesien hy ouens daar van Paardekloof wat weer 'n filmpie gemaak daar. Hulle sê daar, hulle dink hulle het gisteriding gemaak want jy kan sien aan die weer sê hulle daar maar hulle weet nie wat nooit is wat nooit is weet. Toe weet ek die man is nou weer op 'n ander bas uit. So maar nooit gedag wat regtig sterk in die lug is nadat daai oorwinning in die 6 nasie teen Vastrap en ek dink dit gaan vir daai ouens baie confidence gee om die 2026 liga aan te vat. Ja, definitief Trevor en ek wil eers wil ek stil staan by mense wat my nou gepraat van ek het maar nou vir nooit gedag laat wen. Ek was gister by nooit gedag en nooit gedag het gewen. So dat beantwoord al klaar die vraag. Ja, en daai twee leenspelers was ook daar geweest. Wat 'n leenspelers? Hij was een leenspelers, hij was nooit gedaan mannen. Maar ik wil het net noemen dat één zwaaltje maak je een winter of een zomer. Yes. En dat was nooit gedaan geweest. En dat is wat ik al heel 6 naties gezegd heb. Yes. Het gaat niet over mij niet. Verstaan? Dat was, die winnen, met die verloren en met die winnen, was het één man zijn werk. Yes, maar dat was een spanpoging. En nooit gedaan het dat geweest. En dan wil ik stilstaan bij Bulldogs, man. Bulldogs, hulle verbaas my ook. Hulle verbaas my elke game. Regtig, ek weet nie, ek het nog nie 'n game van hulle gekyk, maar ek ken persoonlik die ouens wat betrokke is by Bulldogs en ouens soos ek gesê dat Bulldogs is nie 'n nuwe setup nie. Dit is ouens wat al die pad besig was. Hulle was in rugby. Al die pad rugby gespeel, Clarence, hulle daai ouens. Hulle was al die pad besig. So daai ouens het net besluit, kyk, kom ons begin ons eie ding en Boland het dit goed gevind om dit goed te keer en die Bokveldspanne het daarvoor ingestem. So dit maak nogals, agter Witzenberg rugby maak dit baie interessant. Ja, en dis goed ook vir agter Witzenberg rugby. Okay,
'n man sal nou sê te veel spanne is nou nie so goed nie. Maar al hy spanne sukkel reg met spelers. As 'n man nou kyk, Bulldogs speel 2 spanne, ja. Vasterrap speel 2 spanne, de Eike speel 2 spanne en Paardenkloof. Yes, dat wil vir my sê dat die spelers is genoeg daar, want daar kom nog Texas. Hallo Texas ook hier waar onhou so die spelers tekort as eintlik die probleem reg daar nie. En wat man ook kan optel is dit is goed vir rugby, want die tipe rugby wat agter die berg se spanne nou in hierdie kort tydjie van die nuwe jaar in hierdie friendlies gewys het, met die 6 nasies in die friendlies, wys dit dat die manne moet dopgehou word. Ja, sal die vraag bly, kan daar iets goed uitkom uit Agter-Witzenberg uit? Mondelik moet 'n mens kyk, as jy volgende jaar in jou off-season 'n span van Agter-Witzenberg vanaf opmaak en dat hy span teen die All Blacks speel en kyk wat kan daar. Ja, daar is hulle nogal, ek meen met die Cowbokke veldspan wat nou die Cowbokke Barbarians wat nou opgestaan het. Agter-Witzenberg kan zoiets maak. Ja. Maar die andere vraag is hy mannen bereid om samen te werken? Want ons weet, daar is ernstige derbies. Ja, er is nou 2 derbies nou. Ja, dat is nou... Er is nou Bulldogs en Red Roses een derby. Vasterrap en Paardenkloof. So, maar we nou kijken aan die derbies. Ja, maar ek dink hulle moet eintlik hy ding so draai man. Die naweek wanneer Paardenkloof en Vasterrap speel, dan moet hulle ander 2 spanne losloetjies gee. Daai spanne, daai 2 uit derby kom support. En die naweek wanneer daai 2 Bulldogs en Red Roses teen mekaar speel, dan moet Paardenkloof en Vasterrap weer afwees om daai derby te support. Daai sal nog en ek sê vir jou, daai gaan ek weet daar sal baie mense wees wat gaan draai teen mekaar, want as gevolg van ja, presies, en dit is, ek dink, dit is wat Agter-Witzenberg rugby so uniek maak. Yes. Want as jy nou vat, en ek sê dit al die jare sê ek dit, Vasterrap en Paardenkloof, ons kan maar nou die kant doen so toe, kan maar nou wat se kwarrel is tussen daai 2 spanne. Maar Rabbi, ek sê vir jou, ons kan saam met mekaar lag en gesels tot wanneer daai first team opdraf. Daar is iets anders. Maar sodra daai first team vir daai 80 minute gaan ons die buitekant teen die kantlyn. Ons gaan nie mekaar se rigting kyk. Ons gaan nie mekaar se rigting, ons gaan nie lag mekaar. Tot wanneer daai, want jy moet onthou, dit is nie net familie nie. Ja. Dit is baie groter. Dit is 2 gemeenskappe wat saam deur pyn kom, wat saam deur lyding kom, wat mekaar se pyn en se smart onthou. Destyds toe Vasterrap nog saam met Paardenkloof gespeel het, met oorlede Basie Koopman se besering. Toe was Wilfred hulle, Donovan wat vandag geskeidregter was, hulle was almal deel van Paardenkloof se first team set. Vasterrap het hy het 'n span geëie gehad. En daai was ouens van Doornkraal wat ook deel was van daai set. So dit is hoekom ek sê dit is 2 gemeenskappe of 'n Agter-Witzenberg gemeenskap wat mekaar se pyn ken, wat saam deur smart is, wat saam deur daai seer is. En selfs nou onlangs met Tipo se sterfgeval. Dit is gemeenskappe wat baie na aan mekaar is. So my familie bly op Vasterrap en Vasterrap het wie familie op Paardenkloof. Dieselfde kan nou sê van Bulldogs en Red Roses. Van Red Roses op Paardenkloof, die familie is daar. Dit is 'n hele familie op Vasterrap, die familie is daar, so dit is wat hierdie derbies op die ouderste van die dag so uniek maak. Nee, definitief Trevor, en die mense Agter-Witzenberg, almal ken vir almal. Ja. Onthou, of ons het saam kres geloop, of ons het saam laerskool geloop, of ons was saam op die hoërskool op Skouwerberg, of op sekondêr, so, of ons werksaam, verstaan, so, die bande sal altyd daar bly, en wat altyd uitstaan is, na die 80 minute, dan lyk het ons was nou so moeilik met mekaar gewees, ons gesels lekker, ons van aan, en ons praat alweer. En al praat ons nie na die 80 minute saam met mekaar. Ons gaan mekaar kry. Al loop ek nou kwaad daar vanaf oor sekere goed wat nou nie gebeur nie. Maar 2-3 weke na dan moet ons loop mekaar teen die pad raak, dan moet ons mekaar groet, ons moet lag saam met mekaar, op die ouderste van die dag. Ja, maar wat vir my nogal interessant sal wees, is om te sien hoe die derby van Red Roses en Bulldogs uitdraai. En daar man sal nou sê, as 'n man moet kyk aan die track record,
sal 'n man nou sê dat Red Roses gaan oor Bulldogs hardloop, maar ek dink nie dit sal die geval wees nie. Ek dink 'n derby bring maar iets anders uit. Iets anders uit 'n man. Daar is ek nou vir jou moet sê Red Roses en Bulldogs. Ek sê vir jou, daai gaan groot wees. Dit gaan massief wees. Onthou as ek reg is, ek weet nie of Dawie nou nog by Bulldogs speel nie. Ja. Maar Dawie het by die Eike gespeel. So en ek dink as Dawie nie daar speel nie, is hy definitief deel van die management team of die coaching staff. So ek weet wat Dawie opgee. Ja. So ek kan vir jou sê, maak nie saak hoe die Eike gaan opdaag op by Bulldogs, hoe Bulldogs daar gaan opdaag. Dat gaan hard wees. Dat gaan nie walk in the park wees. Ja, en met die transfers ook, as 'n paar manne wat bly op Doornkraal, of goed geraak het op Doornkraal, wat nou op de Eike toe is. So, ja, dat is wel interessant wees om te sien. Wat hy kan toe is, om te sien, ja, hoe Klokman. Ja, daar ek sien die man breek vreselijk op sy nieuwe kleren. Ek is blijver ook. Ek sien die Gupta's geen tokse en sokkies. En ek weet nou nie of die klipse sokkies, die klipse tokse sy maak, is blijven daar. Ja, en dit het ook, wat ek ook van die hele transfers en derbies achter die berg, likes van die mense is, ons is nie kwaad vir mekaar aan. Die mense is nie kwaad. Maak een voorbeeld soos, jy gaat spelen nou miskien by die Eike, of by Vastrap. Jy het van Paardenkloof op Vastrap teruggaan, of van Vastrap op Paardenkloof terug om Vastrap teruggaan, en die mense was echt erg kwaad vir jou nie. Oké, hy sê jy sal maar, weet jy, moet speel te verloor, maar na die game by Paardenkloof en een Vastrap derby, 2 of 3 dae na, dan praat die mense weer. Ja, kijk, soos Rabie, die tyd wat ek nog 'n bietjie bolka gemaak het, was jy ook maar trekker. By Paardenkloof gespeel, ek is Vastrap toe, ek het 'n jaar vir die Eike gespeel, 'n season vir die Eike gespeel, ek het daar by Rosendal het ek gespeel, vir 'n paar games so. Jy het wel klere by mekaar. Nee, kyk, ek het vir myself gesê, ek gaan nie wegbeweeg uit die call uit. Ja, die call uit, ja, die het by mekaar. Ek het vir my sommer net daar, onder die 4 klips, gaat ek vir my bou, en ek het, toe klaarmaak toe, as gevolg van sekere goed, het ek klaargemaak by Paardenkloof, daar waar my rugby begin het. Maar by Ouderstein van die dag het ek gesê, soos jy gesê het, Paardenkloof was nog nooit kwaad vir my toe ek Vastrap toe gaan. Toe ek van Vastrap af terug Paardenkloof toe kom, was Vastrap nie kwaad vir my gewees. Toe ek van Paardenkloof af Red Roses toe gaan, was hy ouens Paardenkloof ook weer nie kwaad vir my gewees. En daarvan na weer Rosendal toe geskryf, was hy ook nie kwaad gewees. So, as soos jy sê, die ouens is nie kwaad nie, maar ja, ek het hom al uit klere agter. Ja, jy het nou al genoeg. Rabie, dat wil ons gewoon vinnig. Ja. Vinnig, ek wil nou nie eintlik sê so vinnig nie, maar dan gaat ons gewoon die berg pas. Ja, daar was 'n friendly wat nog as vir my baie interessant is. Ek weet nie of daai 99 tog maar 'n negatiewe uitwerking het, of dit maar net groeipyne is, of iets van daai aard. Try Again wat thuis gespeel het, Laplace wat daar gaan besoek aflê het. Ja. Maar ek sien daar, die telling was 12-10 in die guns van Try Again. Ja, ek wil nie soveel praat oor hy game, want het kan my dalk. Hy was mos nou self daar. Ja, maar ek was daar gewees, goeie rugby gewees, albei kante 'n bietjie gesukkel, maar in die gang te kom. Ja, maar ja, Try Again wat hulle kanse gevat het, gaan nie so in diepte ingaan nie, maar Try Again wat hulle kanse gebruik het, soos ek gesien het, try hulle ook maar iets bou. Ja, so hier en daar 'n Tilburg ou, maar nie baie eintlik reg van Tilburg se manne daar gesien speel nie, maar ja, hulle het ook jong ouens wat hulle daarmee besig is, en hulle het hulle kanse meer gebruik as ons, Laplace. En ja, dinge wat net na ons kant toe gaan het op die daggie. Coaches ook maar baie die jong manne kanse gegee het. Nie dat ek dit gebruik as 'n verskoning gekry, want soos ek gesê het, maak nie saak of jou derde baan of jou B-span of wat ook al, so Pleise aan, ja, die klippe daar. Hulle het ons gewen daar met 10-12, 2 skoppe wat gemis was, wat het miskien kon 14 gemaak het.
14, 12. Oor dit. Ja. Net gou 'n vinnige vraag. Skoppe wat Laplace aan gemis. Ja, skoppe wat Laplace gemis het. En ek het laasweek verstaan en dit is 'n skopper daar by Laplace aan wat glo 80 meter skop so. Ek probeer nou net gou vinnig. Ja, net even. Hy het een gemis en ek het eerste een gemis. En toe gee ons vir Etienne se skopper. So kom ek nou vra. En toe hy ook nou hy enetjie gemis, maar overall kyk ons as Laplace en maar nou probeer om die plan uit te voer. Verstaan? Straks 'n struktuur in te bring en ja, op die dag het dit maar nie gewerk nie. Omstandighede was 'n bietjie moeilik met wind wat gewaai het en al daai dinge. Maar overall 'n goeie game gewees. Ek dink Traiegenius verdien om hy enetjie te wen. Hulle het hard gewerk vir dit en ja, maar goeie ontvangs gewees. Die mense wat vriendelik gewees het, daar was nie eintlik reg geruk en plukkie. So altyd lekker wees, dit is altyd lekker om teen vir Traiegenius te speel. Ek dink as my tweede vriendlie wat ek daar teen hulle speel, hulle is 'n goeie span en ja, ek dink hulle kan goed doen by hulle en hulle gemeenskapskil dink ek is hulle. So dat vir hulle confident boost want hulle het 'n streek daar span gewen. Yes. So daai sal vir hulle goed ook doen. Maar ons as Laplace aan baie werk aan wat ons nou moet hopelik in hierdie week moet reg kry. Yes. Voor die ligas begin Saterdag. So ja, vir Laplace aan se boys ons hoop maar dinge val in plek voor die 7de Maart wat net om die draaie streef. Net vir interessant iets onhalwe Jason Rabie, as jy nou so moet weeg of meet. Traiegenius is geleë in die Witzenberg distrik. Maar hy speel huidiglik sentraal op. Ja. As jy nou moet sê, ek weet dit is, ons almal sê dit is bietjie te vroeg om te veel te skryf in jou pre-season. Maar as ons nou moet sê, wat is die kanse of hoe sou Traiegenius vaar? En die gemeenskapskil as die gemeenskapskil die by ons op moet gaan. Trevor, kyk ek weet nog nie hoe vaar hulle hy kan om nie, maar so ek verstaan dit sukkel hulle ook maar sentraal om want nou sentraal se ouens is baie groter as ons. Ja. En as ek vir Traiegenius meet is hulle redelik strukture by spelers gewees. Ons gemeenskapskuld en streek. So verstaan, maar ek dink hulle sal nog uit doen. So in die middel 5de, 6de. Ek dink ons gemeenskapskuld ouens die top 3 sal hulle wen. Okay. Maar ja, as hulle wil reg compete vir die eerste plek in ons gemeenskapskuld, dan gaan hulle moet 'n bietjie harder werk. Maar ek dink ook volgens my dink ek moet Boan hulle by ons om laat speel want dan hulle sê die traveling is ver, maar hulle travel net so ver hier nie swart die Wellington se kant toe. Ja, ook maar as Soetendal en dit is ook maar dieselfde travel waar jy Bokveld en hulle het al hier gespeel en toe hulle ook hier gespeel het hulle nie te swak gedoen nie, verstaan? Maar ja, om jou aanvraag te beantwoord, ek dink jy hulle gaan gemeenskapskuld by ons sommer oorvat. Nee, maar ek dink hulle moet nog. Hulle sal nog harder werk. Sal water in die rivier. Ja. En voor ons nou aangaan Rabie, terwyl ons nou aan Tulbagh is, almal wat ingeskakel is, ek het vanmiddag verneem daar gestaan van Tulbagh seker van 5 ouens wat betrokke is by Tulbagh Rugby Club, was in 'n ongeluk gewees. Ek het gesien daar 2 wat ge-ICU was, maar die een is toe verskuif Tygerberg toe en die ander een is buite gevaar, so die ander ouens wat seer gekry het, is ook buite gevaar soos die een, hy's 'n kok, Joel Kok of so iets, is huidiglik, ek weet nie of hy al weg is, Tygerberg toe nie, maar wat ek vanaand wil sê, in Tulbagh Rugby Club, en die breë gemeenskap wat vir Traiegenius hulle insluit, en omdat hulle mos maar deel is van Witzenberg, en deel is van ons rugby kultuur hierso, wil ek vir Tulbagh sê, ons bid vir julle,
vir die gemeenskap sowel as vir die rugbyklub. Ons bid vir julle, ons as Witzenberg gemeenskap, ons moet hande vat en ons glo en vertrou dat die Here op sy bepaalde tyd sal hy die genesing en die recovery sal hy bewerkstellig. So ons weet soms kom maar baie vrae, ons weet soms wondere man en 'n mens ding mos maar nou goed, maar kom ons los dit in die bekwame hande van die Here en die wat nou nie so ernstig seer gekry het nie. Ek bid dat julle spoedige herstel sal hê en dat julle weer hierdie jaar met trots julle groen en wit sal dra en vir Tilburg represent op die hoogste, op die groot soos die manne sê. So alle sterkte daar aan die spelers wat seer gekry het en die wat nog in die hospitale selfs die familie. Ons dra vir julle op in ons gebede. Ek weet dit is moeilik om jy sit moet vra vir alles as iemand gehospitaliseer is want ek kom daar vanaf. So ek weet hoe my familie gevoel het, ek weet hoe my vrou gevoel het, weet die vrae wat daar was van my familie se kant af. So ek wil vir julle sê dat niks is onmoontlik by die Here nie. Kom ons glo en vertrou, kom ons bid, kom ons bly op ons knieë. So alle sterkte en voorspoed daar vir die gemeenskap van Tilburg en die breë gemeenskap van die Witzenberg. Sê dankie Trevor. Ja, ons enige meegevoel daar saam met hy Tilburg gemeenskap, so ons bid vir gou herstel. Maar Trevor, ons beweeg aan met die program. Ons gaat na die as liga tyd die buite, laat ek maar eers so noem. 7de Maart is om die draai. Dis net Dat is net ook Trevor, daar is meer van wegkreepie. Jy gaan nie meer jou fietsers, gaan jy jou games, wil jy nie meer deel maak. Jy is nou skaam om te post en wie jy speel nie. Ons gaan dit sommer vir jou post. Ons gaan dit sommer vir jou post, so die wegkreepplek is verby. Is verby, as jy nou met tyd vir wegkreepie. Ja, die saak rondom die transfers, Laatste week om dit af te handel. Ons sal, Saterdag sal ons nou kan sê, Saterdag. 4 of 3? Nee, Saterdag aan. Na alle wedstryde sal ons nou kan sê, maar Jason Rabie is by Sterkwater. Hy is toe Sterkwater toe. So daai is iets wat ons Saterdag aan sal kan sê. Want ek weet van manne wat getrek het. Wat weterig is. Hierdie jaar, of voor die season begin, het hy manne getrek tot hy Vrydag aan toe. Daai Saterdagoggend, toe hulle daai man soek, toe daai man sy phone af. Toe daai man vir sy laas jaar se klub loop speel. Trevor, en om sommer klein voorbeeldjie te gebruik. Ivan het maar so getrek laas jaar. Ivan Waterboer. Waar is hy toe? Hy was daar na 'n pleis aan toe. Maar ek verstaan nou toe die rede hoekom hy daarvan af. Ek weet nou nie, die man het my 'n rede gegee hoekom hy Wat was die man se rede want hy het net die groep gelift. Die man sê daar was vir hom beloof glo speakerbox. Toe hy die speakerbox moet loop, die Bluetooth speaker. Yes, die Bluetooth speaker. Die Bluetooth speaker loop optel toe werk die ding. Nee, maar die wys toe die wys kan sê maar die ding is pap. Toe hy by huis kom hy charger gedruk, te druk hy sommer 'n gat agter. So ek wil aanbod vir die manne sê moenie die spelers zijn met speakerboxen nie. Nee, dat gaan nie werk. Dat gaan nie werk. Kyk maar daar gebeur snaakse dinge daai kant. Nou wat ons by die signings en die transfers is. Daar word talks global. Die Bluetooth speakers dat die werk en al die 110. Al die dinge gebeur uit. Ek dink is veiliger Rabie om te sê met al hierdie klomp signings. Kyk, signings wat ek nog regtig kop toe vat. As groot daar signings. As groot klubs wat ek sal nou nie sê ons ouens is minder bevoorreg die op die vloer. Maar ek weet hoe gaan dit by ons. As amper soos destyds uitkloppe wat op Morgenster. Onthou, Morgenster het destyds 'n instelling gehad van hulle jaarlikse uitkloppe. Daai uitkloppe het nie vroeër as die Sondagoggend 3-4 het die finals afgekom. So baie spanne het gaan deelneem aan daai uitkloppe. 4 dan speel die finals. En dan het hulle onder daai 3.5 miljoen rand se steeds. Binne in hy saal. Dat's daar dans. Jy gaan letterlik Sondagoggend gaan jy af en af na jou huis. Ja, jou huis. Nou daar by daai uitkloppe.
Speel allemaal vir speel allemaal. jy van vanmiddag af wat jy gekom het. As jou span uitgeval het, dan gaan speel jy sommer weer vir hy span wat deurdring. Ja. So roteer ons heel dag van spanne. Van spanne, So ja. dit is eintlik wat ek wil sê. Maar die in die gemeenskapskuld en in die streek gebeur. Ja, so By nou en dan Tremfus. met Tremfus. Yes. So jy besluit sommer nog voor die regte Boland afsnydatum. Ja. Daar hoor jy, daai man het nou by Kromfontein gespeel. Daar hoor jy, daai man het 'n adresverandering van Bella Vista, maar hy man speel nou by Houben. Verstaan jy verstaan die tipe goed die gebeur. Tipe goed dit het gebeur. Dit is ongelukkig so Yes. die tipe goed gebeur en nou sien jy maar, dan vraag jy ook die vraag jezelf van hoe kry jy daai? Hoe krijg je die? Maar ja, Trevor, ja, dus liga's is buiten 7de maart. So ja, die gemeenskapskulse fietsers. Die eerste game, of zal ik je eerste een match wat ik hier het van die gemeenskapskulse is Red Roses tegen Esperanto. Die tweede game daar is Young Eagles tegen Donkerbos. Dan het ons voor Young Black Arrows tegen Doornkraal. Die Pumas tegen Kromfontein. En dan Langrivier tegen Tanfontein. En dan het ons daar in Klikkieskraal. Dus Young Blues tegen Noodgedag. Maar ik wil stilstaan wat voor mij zomaar deur gaan als die wedstrijd van die naweek. Langrivier en Tanfontein. Dat is een derby, Trevor. Dat is ons gemeenskapskuld wedstrijd van die naweek. Twee spanne wat so te sê biermense is, hulle sit maar net so so by mekaar daar. Langrivier wat nou vasgeval het teen Red Roses, wat ook maar min friendlies gehad het, Langrivier, wat 'n man nie eintlik baie van gehoor het in die off-season nie. Maar dink jy die verloor gaat 'n impak hê op daai derby game van teen hulle in Tanfontein? Rabbi, wat ek van Tanfontein gesien het in die 6 naas. Ja. Veral met hulle laaste game. Ek weet nie Tanfontein, as Tanfontein teen 'n paardeklub speel. Ja. Dan kan jy nie glo dat is dieselfde Tanfontein wat in die liga speel nie. Yes. Ek weet nie of 'n Tanfontein se woema is wat uit daarop nie, maar Langrivier is 'n span wat jy nie kan onderskat vandag of môre of teen wie ever jy speel kan onderskat nie. Ek dink soos ek gaan dit weer noem, ek noem dit nou al 'n paar keer vanaand genoem. Ja. Ons kan nie te veel skryf aan die friendlies nie. Langrivier het die regtig gefeature in die gedurende die off-season of die pre-season friendlies nie. Maar wat ek kan sê, Langrivier gaan opdag. Langrivier gaan hierdie een sien as sy eerste wen vir die jaar. Okay, Trevor, die vraag moet komen. Wie gaat hij derby vat? Is die man in pink of is het die man in groen? Achter wie staan jy? Ek wil nou nie sê, ek sê baie, ek met die eerste episode gesê, man wil nie vyande maak. 'n Man wil hom nog op die bron loop. Ja. Sien jy. Ek gaan nou nie sê ek het nie geld om op 'n span. Ja, nee, los is die geld. So ek het nie geld om wat ek op 'n span kan sit. So maar wat ek gaan sê, ek gaan met hierdie een gaan ek met die Babas. Geen met die Babas. Ek gaan met hierdie een. Kan jy vir ons miskien net so sê hoekom? Is daar 'n rede? Ek dink die Babas as wedstryd fiks. Ja. Het die Babas al redelik dink 5 games. Ja, 5 games. Het die Babas al gespeel hierdie jaar. Tino Langrivier se twee wedstryde wat hulle al gespeel het, so dit maak dat die fiksheid in die Babas kamp baie beter is op die ouderste van die dag as in die Langrivier kamp, as in die ouens van die pink kant. So, maar wat ook kan gebeur, ek weet 'n ou wat fiks is speel baie moeilik teen 'n ou wat baie minder fiks is. Want daai ou loop heeldag op die veld. So ek glo nie dit gaan nie geval daar wees nie, maar ek dink die by die twee stryd dink ek Rabbi, my persoonlike gevoel is dat Tanfontein hierdie een net gaan net. Ja, Trevor, ik ga mijn prediction ook geven. Ja, ik ga ook zelf met die Babas. Mijn reden voor dat is
op huidige vorm Ja. en friendly results. Dis wat Yes. my hoe kan ek sê my mening op gebaseer is. Babas se spelers het baie meer rugby gespeel Yes. as Langrivier se. Maar bygesê is Langrivier is by die huis, daar by die kloof op Barenkamfer Park. So 'n tight game. Maar ek dink ons gaan met die babas Ja, op definitief. hy Nee, ek gaan. Ja, Soos jy sê op game time. in huidige vorm. Huidige vorm gaan ek met die babas. Ja, en dan gaan ons oor na die streekydag. Features, 'n paar goeie games. Ek dink in die streekydag kan jy nie meer afdraan kyk op. Nee, as jy nie. Daar is nie meer van. Ek gaan my 5 op die tel. Ja, die hoor aan hy man sê hy lees eintlik lekker af. PDK 5. Jong, wie is hy man? Dan is dit ODB 5, dan Laplace en 5. Ja. Maar ek wil nog as hy man gevra het of ek wil hom sommer vra, ek sien hy is online, hy what's hy kan net vir my verduideliking gee, sommer vinnig daar in die comment sections. Hoekom kies jy 'n spanne uit? Ek meen daar kom hy aan verby, Morgenster, hy kom verby, Lovedale, hy gaan piek vir ODB en hy kom verby Lindeshof. Ja, maar Trevor daai stem. En vir my klink so 'n houbel mannetjie want Ja, net as want hy sal nie Morgenster kies. Morgenster het hom nou klaar gewen. Met hy friendly. So ek dink jy ook 'n bietjie versigtig vir Morgenster, maar dit is ook nog gevaarliker om daai klas voice notes te maak. En asseblief manne moenie 'n ding doen. a few minutes later. Wat 'n few minutes later. Later gaan gebeur, maar ja, die features van die streekydag vir die eerste ronde. Die eerste interessante game daar is Lovedales teen Young Wesleyans. Die spanne wat ek eers noem is die tuisspanne. Tuisspan, So yes. die eerste game daar is Lovedale teen Young Wesleyans. Dan het ons van Lindeshof teen Morgenster. En dan het ons van Vastrap teen Miracles. En dan het ons van Houbel teen Paardekloof. En dan het ons van Laplace teen Young Goodhopes. En dan het ons van op die berg wat los is. Maar ja, die wedstryd van die naweek, Houbel teen Paardekloof. Trevor, ek meen enige game kan gegaan het as die wedstryd van die naweek, maar ek dink die man kry groter as Houbel teen Paardekloof. En met daai bygesê, daai voice note wat daar die hele wêreld volgetravel het, was daar gewees. PDK se naam sommer eers. PDK se naam sommer op 5 gewees. So hoe sien jy die game, Trevor? Hoe sal jy hierdie game beskryf? Sy is in Rabie. Eerstens wil ek sê ek het eintlik uitgesien as wedstryd van die naweek. My buurman Vastrap was as Miracles. Ja. Het ek eintlik uitgesien, maar sal later daarby kom. Yes. Paardekloof en Houbel. Dit gaan vir my 'n baie interessante tweestryd wees. Ek weet wat Houbel opgee. Ja. En op die ouderste van die dag weet ek ook dat Paardekloof Staan van niemand is terug. nie 'n span wat terug staan nie. Ja. Soos ek baie keer sê en ek het dit nou eendag vir iemand genoem, ek hou van dit wat die coaches mee besig is met Paardekloof en ek sien dit begin die plan wat hulle probeer implementeer begin werk. Yes. As jy heidaglik vat, ek dink die oudste speler in Paardekloof se span, as hy 35 is, Ja. 32 is, dis dit hoog. Ja. Maar almal wat deur die ranks kom, al die klomp jong laities wat begin hande opsteek. So daai en dit maak wat dit vir my interessant maak. Ek het nog gekyk met die Ses Nasie, redelik gevolg. Met die ouens wat nou nie getransfer het nie, Ja. maar wat daar gaan bly. En dit is nog iets wat ek wil bynoem, Rabie, wat dit interessant maak. Die transfers van Paardekloof. Hoe gaan dit die suidelike span van wat Paardekloof nou mee gespeel het in die Ses Nasie? Hoe gaan dit daai span se spel effekteer? Ja, Trevor, en ek wil jou nog gevra dat rondom met al die transfers wat nou al weg is, wil ek jou gevra het,
hoe dink jy gaat Paardenkloof sy seisoen afloop? Onthou Franklin wat maar meeste van die jare of van sy tyd by Paardenkloof die touwtjies getrek het. Maar die span nie dat ek sê hy was die ou wat die span gelaat wen het nie, maar ja, hy was maar die ou wat die touwtjies getrek het en 'n man moet ook sy deel gee. Maar dink jy hy gaan goed gemis word? Gaan dit miskien 'n impak hê op die spel van Paardenkloof? Rabbi, wat ek sou sê, nee, Franklin sal gemis word. Ja. There's no two ways about it. Franklin gaan definitief gemis word vir die tipe rugby wat hy gebring het in die Paardenkloof span. Maar dan sê ek in dieselfde asem gaan ek sê, was daar 'n ou in die Paardenkloof opset? Ja. Wat in die skade wie van Franklin gespeel het. Ja. Wat nie die geleentheid gekry het om homself te bewys. En ek het gekyk met die laaste game van die 6 Nasie wat Franklin seer gekry het. Ja. Wat hy was. Rodney moes opgekom. Toe Rodney opgekom op loskakel. En Rodney het opgekom min of meer presies dieselfde tipe rugby wat Franklin speel. Het Rodney gespeel en van Rodney se hand af met die eerste skrim het Speedy Franklin onder die pale gaan druk. En die tweede 3 wat Rodney die skoppie oorgegee het daar ook 'n 3 van gekom. So is dit vir my iets en onthou Rodney het al die pad dan heel agter gespeel, dan as Frankie nou daar was of kon gespeel het, ingekom loskakel toe. So nou, en my vraag is, of dit wat ek wil sê, Paardenkloof is gedek op 'n loskakel. So ek dink Rodney het die tyd wat hy saam met Frankie gespeel het, want daar was 'n tyd gewees wat hy langs Frankie ook gespeel het, as 12 center. Ek dink het Frankie vir hom baie guidance gegee, hoe om te maak, wanneer om te skop, wanneer om aan te val, hoe diep om te staan op verdediging, en alle 110 goed, jou wind te gebruik in daai hoek, of wanneer jy moet skop vir gebiedsvoordeel. Verstaan jy, daai tipe goed. Kan jy gesien het toe Rodney opkom, hy speel presies dieselfde tipe rugby wat Frankie. So ek is bly, ek sê dit weer, ek gun 'n ou se geluk om te gaan na verhoor hoogtes. So, maar ek is bly vir Rodney wat weer die geleentheid kry om te step up en te wys, maar ek kan ook. So, hy gaan gemis word, ja, en dan Houbel. Ek dink dit raak makkeliker vir Paardenkloof so heel agterlyn. Want Houbel beskik oor goeie agterlynspelers. As 'n man nie sommer eers sy naam opnoem, Masie en Sealt in die 2 centers. 2 centers, ja. Met hulle toe. Daai manne, ek dink weet hoe om 'n lyn te breek. Ek dink die uitsondering kan daar stop nie. Ja. Houbel moet jy van 9 af. Moet jy tot op nommer 15 toe. Daai ouens is, en dan maak het sin, daai ouens, daar tussen die berg, jong, daar tussen die klippe. Daar was destyds te vlieg op Vink was sy naam. Hy kom uit die Karoo uit. Daai ou die by sekondêr, jong. Daai ou het gehardloop. Ek sê vir jou, Rabbi, daai man het nog gehardloop. So, dit wil vir my sê, daar langs, waar hulle nog die bokke op die voet. Daar so het Adam Alam nog iets weet jy. En 'n man kan sien, hè, 'n man kan sien, alle wat Houbel is, Houbel se span gaan nie weg van sy DNA af. Houbel is bekend vir sy hardloop. Yes. Hard. Baie manne staan nie terug as dit kom by kontakkie, as dit fisiek raak, dan klim my man hard in. Maar as hy bal agteruit gekom het, as punte. As hy nie kan tackle nie, ek weet nie, PDK moet die week hulle defense oefen. As jy nie kan tackle, Paardenkloof se man, ek wil vir julle sê, as jy nie kan gaan tackle die naweek, daar teen Adams se span nie, dan gaan dit laat sal tackle word, definitief. There's no two ways about it. Ek weet, daai game gaan nie groot totaal uitdoppie. Maar wat ek wel gaan sê, daai game is 'n game wat enige kant toe kan gaan. Ja, enige kant toe. Definitief. Onthou, Houbel het die, soos jy nog terecht genoem het, hulle agterlyn is een van die mees gevaarlikste agterlyne in die bokveld, in die streek daar. Definitief. Maar nou, jou enjinkamer moet ook reg wees om daai aanvoering te gee. En ek dink op 'n mate gaan die twee
gaan voorlangs, gaan dit mekaar lekker afspeel, want ek sou wou gehad het, nee. En dit was nog as my hartse begeerte wat ek nog gesien het, die koue Bokveld Barbarians span, dat Van Hubble se voorspelers ook daai vryheid gekry het. Want kyk, ek weet, ou soos Alweto, daai man kan moeilik raak op 'n dag. En as hy vir 'n ou soos Beast saam met hom sit. Onke saam met hulle. Spraak nou van Bimo. Dis ouens wat kan moeilik raak in Spali. Kapan Keenan. Die kaptein van Paardenkloof. Dis ouens wat nie baie praat nie. Wat nie groot name het in die rugbykring nie. Maar dit is ouens wat vir jou 'n baie swaar 80 minute kan laat beleef. Ja, nee, definitief, Trevor. Maar ek wil ook net by sê, Hubble, manne soos Adam Keizer, dat ek sommer, ek weet nie of Adam geretired het, maar as Adam nog daar is. Nee, het maar die radio nog laatst. Ja, ek moet nog laatst die radio. Ja, toe die coach om die radio akkogeer. Ek dink, ouens soos Adam, Melius, Johannes wat al lang daar speel, wat ook 'n groot rol speel. Ek noem manne wat voorlangs, Chaka is ook minna, wat ek nou Hubble vrou gevat het en wat daar is, wat ek nou daar speel, verstaan. So, is nog as ja, en dat is ook manne wat manne, mense sal ek nou dink, maar wat sy name noem ek nou vandag hier? Ja, definitief, ja. Maar ek ken hy manne, saam in hulle skool gegaan, meeste van hulle het ek gesien rugby speel, so, en dit is harde manne, man. Dit is harde manne, en dit is al interessant wees om te sien, wat die harde manne, die, sal ek sê, die old school en die new school, verstaan, want as manne, as ek nou gaan kyk volgens ouderdomsgewys in die jare se aankomende rugby, het Hubble redelijk, ervaren voorspelers, verstaan, ouens wat nou nie so groot is aan posturie, maar wat nou al lang kan kom. Kyk 'n man soos Paardenkloof wat uit 'n jonk agtal, maar dis ouens wat weer fisiek groot is, maar wat ook vir niks terugstaan. So dit sal nogal interessant wees om te sien Trevor wie daai twee stryd. Maar die probleem is, die groot probleem is, jy kan nie een van die twee spanne op enige dag afskryf. Ja, nee, definitief. Dat het ons gesien met Hubble wat in die streken gekom het. Jy kan hom nie onderskat nie. Jy kan hom nie afskryf nie. Dieselfde met Paardenkloof. Paardenkloof kan ek het altyd gesê nee, omdat ek lang betrokke was, omdat ek met rugby daar begin het. Omdat ek weet daar was jare wat Paardenkloof baie maar jare gehad. Hy het nog nooit geval nie, hy het teruggeskuif, hy het nog nooit tot 'n val gekom. Maar ek het altyd gesê, en ek het dit altyd vir Van Joyce genoem, sê ek Van Joyce, Paardenkloof speel sy beste rugby wanneer hy onder druk is. Maar ons hoop nie, dat is die geval in die toekoms. Ja, Trevor, dan gaat het maar nog maar weer ons predictie moet geven voor die derbykie. Ja, ek gaan sommer maar myne eerste gee. Ek gaan daar met die Groen Army, ek is in die Groen Army se kans, so ek dink die Groen Army met sy thuisvoordeel en ja, met daai talente agterlynspelers en ook self voorspelers wat ek dink wat sal 'n goeie impak, maar ek gee hom vir die Groen Army. Ja, Rabbi, my voorspellinge, mense moet baie versigtig wees. Mense wil nie vyande maak, die wil vriende maak. So, maar my voorspelling, Rabbi, ek gaan saam met Paardenkloof op die een. Okay. Ek gaan saam met Paardenkloof op die een. Net gaat hy die een in die sak druk. So ek weet dat gaan gekom word vir my. Maar ek het full confidence dat Paardenkloof die een net gaan die sak gaan druk. So hy 5. Maar hy wou het gesê, hy gaat nie nou. Nee, hy vat ek die kop toe nie, hy nog eens geoefen nie. Ja. So sal ek nou, hy kop toe vat, hy nog eens geoefen nie, so hy kom praat, die wou 5, hy was nog eens meer oefenveld geweest. Ja, so ja, mense, dat is die features vir die komende naweek, 7 Maart, en ek hoop, voor ons nou aanbeweeg, ek wil gewoon net so 2 secondes, Miracles vasttrap. Yes, ek wil ook net vlugtig wil hê, ek wil hê ons moet daai game aanraak.
Omdat ek gesê het, kom ons hou Miracles hierdie jaar dop. Miracles wat uit 'n baie goeie tyd van Friendlies uitkom. Ja. Sy Friendlies was baie goed geweest. Yes. Ek dink hy het een verloor, Ja. maar baie goeie En groot uit daar spanne wat hulle gevat groot uit daar spanne wat hulle Wat hulle ook gevat het, So ja. iets means en vastrap wat ek wil dit kies in die tong sê, vastrap wat beskik oor baie goeie spelers. Ja, Trevor, vastrap en Miracles ook self 'n groot. Vastrap wat gewys het wat hulle kan, ek meen hulle eerste 6 na se game verloor, maar wat sommer die week daarna 62 loop opsit daar Ja. teen Komfontein Yes. wat hulle hele 6 na se omgedraai het, ja. Ja, hulle was 'n bietjie unlucky geweest met die laaste game te verloor, maar ek dink hulle is 'n goeie team, goeie span, goeie coaches daar en mense wat werksaam in die span, maar Miracles, ek dink persoonlik Miracles gaan met alles kom. En met daai game gaan ek met Miracles gaan. Nie dat ek sê vastrap is die opgewasse genoeg nie, maar ek dink Miracles is op die oomblik sterk in die lug. Trevor en met hulle Friendlies wat hulle gespeel het. Hulle het 10 Young Goodops in Essen verloor. Wat 'n groot daar span is. En dan het hulle met hulle laaste Friendly vir Woester Persies. Yes. Wat ook 'n streekie daar span is wat hulle sommer ordentlik afgefinies het. Ja, Woester Persies wat 'n groot naam het. Ja, wat 'n groot naam het en ek meen as 'n man so sterk in die lug is en onthou die streek uitdag is ook bekend vir die ouens wat die eerste jaar in die liga is wat vir die eerste 5 games bo aan die punte leer. Verstaan, hy 1 en 2 en 3 posisies beklee. So ja, ek dink Miracles as vastrap nie gaan gou vergeet van hulle laaste game nie. Dink ek met my buurman Dan Woodley. Maar dan moet ons dink ek hulle gaan hy netjie van. As Miracles kom, moet Miracles regkom. Onthou, my buurman as hy bomsquad wat daar opkom. My buurman vervang hy hele dek. Ja, ek het gesien hulle maak 10. Nee, my buurman hy vervang hy hele dek. Hy stuur 'n hele nuwe dek op. Tweede jaar. So maar in voorlangs nê, dink ek my buurman het die oorhand. Het die oorhand. Ja, definitief. Want dit wat ek weet wat my buurman het, wat vastrap het. Ja. Maar ek weet ek het 'n gevoel ons kan nie Miracles soos ek gesê het, kom ons hou Miracles dop. Ja. Maar op hierdie een moet ek gaan die buurman. Saam met my buurman. Ek moet gaan saam met die vetkoeke. Ek weet die vetkoeke gaan nie met die lag kom nie. Ja, op sy tuisvoordeel, op sy tuisveld. Ou soos Lollos, ou soos Andiswa. Kykie, dit is enkel ouens nie. Ja. Dat jy kan uitdal wat 'n game kan net so kan verander. So ek dink op hierdie een gaan ek saam met my buurman. Dan sien ek lees net die comments. Ja, nee, wat ek wil gewoon net van hier manne, as julle enigiets te sê het, enige comments, enige vrae, nou julle geleentheid om te gooi. Ja. Ivan Waterboer vra hier, Trevor van Rooyen net 'n vraag, stel jy nie in die naby toekoms dalk belang om recoach of so nie? Ivan, op jou vraag, ek het laasweek vorige week het ek dit beantwoord, so nee, ek stel glad nie belang aan om 'n vletjie te vat in die toekoms nie. Ek stel ook nie belang om afrigter coaching te doen nie. So ek sal vir my maar inspits om hier agter die kamera vir jou elke Sondag na die wedstryd se verslag en dit wat nog gaan gebeur vir jou te bring. Dankie, Ivan. Ja, net ek dink is te veel stres, man. Ek was daar gewees. Ja, nee, ek dink ook ek sal in hy rigting ingaan nie. En dan sê die wise. Dan sê die wise hierso baie gevaarlike stelling wat die wise hier maak. Die wise sê Miracles sal vastrap pak gee. Ja, maar Bierman Boer. Bierman Boer. Ja. Adam sê hier, Trevor van Rooyen, kies daarom jou woorde versigtig. Net vir die rekord sal PDK versus Parys wees.
Adam, alle sterkte vir die week vir jou voorbereiding, vir jy en jou span daar in die Groen Army kamp. Wees verseker, die swart golf, hy kom. Daarvan kan jy verseker wees. Ek dink Adam gaat sy aanwins ook loslaat. Herman is ook moes om daar. Ek dink Adam... Nee, moet Herman daar in die aanspan, weet ek definitief. Hulle 10 minute in die game, daar is het 14 man. Ja, maar... Daar baat het ook maar so nie. Nee, daar is het 14 man. En dan het ons net ook gepraat hier so oor die... Ons gepraat rondom Iwand oor die signings daar by La Plaisant. Die wyse hier so, hy lieg. Die Bliksem gaan A-span speel by Hamlet, hulle het nie stitte nie. So dit is die rede hoekom hy eindelijk maar gegaan het. Hoekom hy gegaan het, ja. Ja, so spelers asseblief man. Moet ook nog nie lopen lieg met musicboxes. Ja, maar ek dink Iwan is eintlik 'n goeie ou, is ook hoe kan ek sê, is 'n gereelde kyker van ons. Ou interact lekker. So ja, nee Iwan, dankie vir jou insaag. En ja, jy weet ook maar al die wil hê ek moet Kaalkop sit. Ek sal maar volgende week Kaalkop weer strewe. Die ou wil ons aan mekaar. Dan sê Becker hier so interessante comment wat die ou hier gooi. Van Vastrap, ja. Die wyse sê mos nou Amerika sal Vastrap pak gee. Toe sê Becker hier so, hy comment toe daar by wyse comment. Wen hulle my, dan kwal ek het op jou uit. Becker stadig, Becker stadig, lyk my Becker vergeet, waar het nooit is so paar weke terug, maar dan was so Becker, asseblief stadig meneer. Ja, maar daar wil ek om sommer vra, Becker, wat is die kans het, jy is mos daar in Woolsley man, jy is mos daar in Woolsley, jy is mos daar by Oudstasie, jy bly mos daar by Oudstasie. Wat is die kans dat jy nie bietjie nader kan trek en daar by die sommer by La Plaisant aansluit nie? Hy spreek veel Becker. Ek luister maar net wat die moontlikheid is. Manne gee hom talks en speakerboxe daar. Ja. As daar nog kom ons Trevor. Nee man, daar is al wat nou hier by my uitskop. Ek weet nou nie hoe lyk dit daar by teen nie. So ja, dan is dit vir vanaand. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is op ons live episode. Ja, ons het nog nie die results gekry van 'n sportdag daar op Kromfontein wat plaasgevind het Saterdag. So ja, maar gooi dit maar daar op die groep op Facebook as hulle nou nie bang is. Ja. So gooi maar, dis maar net results. Maar net kan interessant wees om te sien wat het daar aangegaan. Maar ja, dan sê ons weer dankie van my kant af. Was lekker weer om op die stel te wees. Yes. Ons gaan probeer om so 1 keer of 2 keer in 'n maand 'n live episode te doen. So dinge na ons kant toe gaan, maar gaan na ons YouTube page toe na die wedstryd. Gaan sê like en subscribe en gaan sê episodes met die mense en ja, kom ons bou saam aan ons as gemeenskapskuld en streekdaagse program. So kom ons bou ons eie tafel man. En ons bou 'n plek of 'n environment waar ons almal gemaklik is en waar ons onsself kan buitekant sit en mekaar support. Mekaar optel, ja. Yes, van my kant af, almal wat ingeskakel is, baie dankie. Ek wil net voor ons nou gaan, voor ek nou my laaste bedankings doen, is dit nog as interessant, nee, Nathan wat so 3 weke terug op die stel was. Ja. Daar van Woolsley. Van Woolsley. Ek sien die ou is nog as interessant. Ek wonder of daar moontlik sy flikkerliggies in die toekoms kan wees. Nathan sê daar Miras keer die hele streek uit daar om. Nathan maar sê nee, dit moet ou man. Hoe jy moet terug gaan na die roots toe. Nathan as jy klaar maak aftree daar as maar ek dink Nathan gaan gou aftree. Aftree ja. Maar ja, Trevor. So dankie vir julle dat julle ingeskakel is. En ja, soos ek gesê het, kom ons bou aan ons eie tafel man. Ek dink ons as gemeenskapskuld en streke daar het al die verskoning gehad van ja, ons kry nie bloedsteling nie. Niemand worry oor ons nie.
en al die type dinge, maar ek na die verstaan tafel ook veral soos vir die harde koolers ouens, dit was moeilik vir hulle om ons is te groot. Yes. Ja, ons kan nie vir hulle blame om te sê hulle wil ons hier geleentheid geskep het nie. Maar Yes, ons het nou vir ons self 'n geleentheid geskep. So moenie skaam wees om te interact, moenie skaam wees om iets te sê van jou klip op die Facebook. Ja, op Facebook bladsy. Ja, Facebook bladsy, klips wat miskien 'n post wil sê, posters wil sê of miskien gebeure van jou klip as jy wil net dit daar buite kan kry. Dit is hoekom ons op Facebook bladsy het. Ons al die posts nie goed reguleer deur die admins, maar as jy iets positief te sê het oor jou klip en oor klip rugby in die Koue Bokkeveld en die Warm Bokkeveld in die Witzenberg streek en gemeenskapskou, moenie bang is om dit daar op ons Facebook bladsy sit. Ja, so dis 'n Rabbi van my kant af. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Elkeen wat vanmiddag die tyd uitgekoop het om saam met ons hier op na die wedstryd deur die naweek se goedjies te gaan en wat getrou inskakel en wat deelneem aan die banter daar op ons blad. Kom raak deel van die na die wedstryd familie. En kom ons geniet mekaar soos Rabbi genoem het. Die tafel is daar. Die tafel is gedek. So kom nader na die tafel toe. Laat ons rondom die tafel sit en laat ons hierdie jaar 2026 se rugby season vir ons as gemeenskapskult en streekiedag onvergeeflik maak. Kom ons bou bande, kom ons bou brug. En ek wil net sê, moenie laat ons 'n brug afbou wat ons nog môre weer moet oorloop nie. So en soos die skrif gesê het, alles het sy bepaalde tyd. So kom as jy nou in 'n droë seisoen. Kom ons wag vir daai reenseisoen. So kom ons wees verseker al die dinge nie tot nou toe uitgewerk nie. Weet ons, omdat alles sy bepaalde tyd, alles het sy bepaalde uur, alles het sy bepaalde oomblik. Weet ons dat daai tyd gaan aanbreek. Daai uur gaan aanbreek. Die oorwinning gaan kom. So dit is vanaand van my kant af. Baie dankie en mag elkeen van julle 'n geseënde week hê. Mag liewe Jesus elkeen van julle by julle werke waar julle gaan op die paaie, julle families beskerm teen die onheil, teen elke aanval van die duiwel af. Mag hierdie week dit is Maart maand, die 1 Maart. Mag hierdie week een van jou beste weke wees wat jy nog gehad het in 2026. Net so Trevor. Jason Rabbi, baie dankie man. Dankie Trevor en dit is al vir vanaand. Dit is al. Ons sien mekaar weer op die volgende episode. Yes, baie dankie.